Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. So lekker om weer vanoggend saam met jou deur 'n stuk skrif te werk, want ons is passievol oor die woord van God en ons wil toelaat dat die Heilige Gees dit lewendig maak en toepaslik maak in ons lewe sodat ons kan verander om meer soos Jesus te lyk. Vandag lees ek vir jou uit Eksodus hoofstuk 13 uit vers 17. My tema is word sterker. Ek lees vir jou. Toe die Farao uiteindelik die volk laat gaan het God hulle nie kortpad deur die Filistynse gebied laat trek na die land wat hy vir hulle beloof het nie. Die Here het gesê, as die volk nou met oorlog moet te doen kry, gaan hulle van plan verander en omvlieg terug Egipte toe. Daarom het God hulle eerder met die woestynpad in die rigting van die Rietsee laat trek. Hulle het vertrek soos 'n leer wat op mars is. So die volk Israel marcheer soos 'n weermag uit Egipte uit, maar hulle was nie 'n weermag nie. Hulle kon nie veg nie. Hulle was maar slawe wat sopas bevry is en daarom het God besluit en gekies in sy wysheid om hulle nie die kort pad na die beloofde land toe te lei langs die kus af nie, want dit was deur die Filistynse gebied. Daar sou hulle met die Filistyne te doen gekry het, met reëse. En die volk sal nie teen hulle kon staan nie, en dan sou hulle mismoedig word en hulle sou teruggaan Egipte toe. Maar ons vra dalk, kan God dan nou nie die Filistyne net bonatuurlik oorwin het nie? Hy kon, maar hy wou sy volk leer om sterk te word. Hy wou sy volk leer om te veg. Hy wou hê hulle moet groei. Deel van die tyd wat die Israeliete toe nou sekerlik daar by die berg spandeer het, waar die wet aan Moses gegee is vir maande wat hulle daar gekamp het, was sekerlik om te oefen om te veg. Hulle sou beslis nie heeldag daar gesit het en niks doen nie. Toe hulle éventueel toe nou van daar af trek en deur die woestyn na die beloofde land toe trek en toe nou met vyande te doen kry soos wat hulle wel gedoen het, toe kon hulle die vyande oorwin. Natuurlik met God se hulp, maar hulle het geveg. God wil hê ek moet ook groei, sterker in my gees word, sterker word in die stryd teen die bose magte van die lig, soos wat Efesiërs 6 vir ons sê. Sterk word om te kan staan teen die aanslae van die vyand. Natuurlik het Jesus reeds die oorwinning behaal oor die vyand, natuurlik veg hy aan my kant en hy gee aan my die oorwinning, maar God wil hê ek moet kan staan, hy wil hê ek moet groei. Hy wil hê ek moet groei in geloof, hy wil hê ek moet groei in deursettingsvermoë, geduld en al die eienskappe wat my meer soos God maak. God sal egter nie toelaat dat ek buite sy wil teen 'n vyand te staan kom nie. As daar 'n geveg is wat ek moet veg en ek het gehoorsaam aan God geleef, dan kan ek weet dat God my die oorwinning sal gee. Maar soms gaan God toelaat dat ek gevegte moet veg en dit is om my te help groei. So wees bewus daarvan, as jy in 'n geveg is, as jy in 'n stryd dalk staan op hierdie stadium, dan is dit dalk dat God wil jou leer veg, hy wil jou leer sterk staan, sterk in jou geloof word, groei en daarom vat hy nie net sommer die aanslag van die vyand wat jy dalk tans beleef weg nie. Bly op die Here vertrou, bly staan op die woord, bly staan in geloof. Dit is jy wat besig is om sterker te word en om die oorwinning wat Jesus Christus reeds behaal het, te implementeer in jou dag tot dag lewe. Staan sterk, kom ons bid saam. Jesus, die geveg behoort aan U, maar U leer my ook om sterk te wees en te kan staan in die geveg, soos wat U die oorwinning gee. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, staan sterk in die Here, in die krag van die Here. Tot volgende keer.